Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Vandag se storie is Die Rooi Dag, geskryf deur Lea Kilian. Broer Witbooi staan op die boonste trappie en hou die broers en susters met valkoog dop. Dis nie gesonde ding wat nou in pastoor Johan se gemeente aan die gang is nie. Sy een hand in sy netjiese grys pak se broeksak gedruk. Met ongeduld krap hy sy agterkop. Die onsierlike frons op sy gesig laat dit lyk of hy baie omgekrapte man is. Hy skud sy kop en met sig begin hy aanstap na die busstop toe. Waar gaan al die dinge tog eindig? Broer Alfons het weer lekker vars gelyk vandag. Die wyn het natuurlik weer gevloei en waar was Suster Delfine? Dinge gaan vinnig agteruit hier in die vallei. Hy kyk op na die Outenioa berge. Ai my vader, wat gaan van ons kinders word? Sy skouers hang van moedeloosheid. Broer Witbooi. Broer met asem wat jaag kom jongman Denzel by hom aan. Broer pastoor soek jou dringend, hy het gesê ek moet jou roep. Broer Witbooi se frons word net dieper en hy draai om en vat die jong man aan sy arm om saam hom te loop. Hy hoor die lawaai oorkant die kerk by die Chinese keffie. Tjo man, ek soek die nootjie. Jy kan nie vir my kom sê jy mag nie. Wat se stront treit jy my verkoop? Witbooi staan vasgenaal in sy spore en kyk na die vrou wat tekere gaan. Sy kan nie stil staan nie. Hy begin wonder of dit ooit moontlik gaan wees vir haar om te kan stil sit. Haar hare staan wild. Kaalvoet en dit lyk of sy in haar broek gepis het. Daar is bloed op haar stikkende hem. Tjie broer Witbooi, gee daai entjie asseblief broer. Sy kom hang aan Witbooi en vat met bewende hande aan sy baadjie se lapel. Witbooi vat haar saggies aan haar hand en begin stadig met haar wegstap van die groep wat die hele moleste tussen haar en die Chinese aangekyk het. Met 'n diep rustig stem begin hy met haar praat. Suster Delfine, wat vreet vandag so aan jou dat jy soos 'n duiwel tekere gaan vir 'n nootjie op ons Here se dag? Delfine se kop sak of sy skaam kry. Ek soek net die nootjie vir die pyn broer Witbooi, jy weet mos. Sy slaan met haar klein vuisie teen haar bors terwyl sy met 'n skewe kop afkyk na hom toe. Hy trek haar af dat sy langs hom op die sypaadjie moet sit. Maar suster, jy weet mos nootjie gaan nie help nie. Ons moet mos ons oë op ons Vader gerig hou. Delfine sit plat op haar boude met haar bene voor haar uitgestrek. Haar hande hang slap tussen haar bene en haar kop op haar bors. Die vader soek nie vir Delfinetjie nie broer, hy wil hê sy moet huil. Witbooi kyk na haar. Sy frons is nog steeds op sy voorkop, maar sy gesig lyk glad nie meer kwaai nie. Dis gesig met baie pyn en gesig wat sê hy verstaan. In hierdie vallei was daar al baie seer en beproewing, maar die van Suster Delfine en broer Alfons. Ag vader, help die vrou asseblief. Hy vat haar bewende hande en vou dit in sy grootes toe. Suster Delfine. Delfine kyk vir my. Sy kyk op na hom. Hy vee saggies die trane af op haar vuil vang. Wat 'n mooi vrou was sy nie op 'n tyd nie. Sy hart trek kramp en hy trek sy asem diep in. Ag vader, gee my vandag die regte woorde asseblief. Delfine malgas. Onse Vader sal dit nooit aan jou doen nie. Hy is liefde, nie pyn nie. Hy is lief vir al sy kinders. Delfine vee haar trane af met die agterkant van haar hand. Maar hy is nie lief vir my nie Witbooi. Kyk wat het my sondes aan die vallei gedoen. Die mense hul kry swaar. Dit is alles my skuld. Witbooi skud sy kop. Nee my suster, dit is nie. Jy kan mos nie verantwoordelik gehou word vir die skollies en gangster wat onse vallei oorvat nie. Delfine skud haar kop. Nee, Witbooi, jy weet dis my skuld. As ek net by Tielman was die dag van die vullislorry. Delfine hou haar kop vas tussen haar hande. Daai dag is die dag wat Drefkie sy kop verloor het.
Dis my skuld, want ek is 'n slegte ma. 'n Groot sug ontsnap uit Witboy se bors en hy skud sy kop terwyl hy met sy hand oor sy gesig vee. Wie van hulle wil nie daai dag uit hul geheue uitvee nie? Dit was 'n rooi dag, 'n bloedrooi dag. Delphine, jy kan nie verantwoordelik gehou word vir Dreef se afdwaling nie. Hy het besluit hy gaan die kind join, nie jy nie. Hoe kon die kind op 13 weet dat dit al die ander slegte gatte ook hierna toe gaan bring? Hy was kind homself. Delphine se skouers sak nog meer. As ek net my oë oopgehad het, kon ek mos sien waarna toe my kind gaan Witboy. Ek sou kon sien dat die tik praat, maar nee, ek huil toe net oor Tielman en vergiet van Dreef. Ek is 'n slegte ma, nee, eers stief sal haar kinders so weggooi nie. Snik skeer deur haar bors. Suster, jy het swaar gekry daai tyd. Dis nie ons vader wat dit gedoen het nie. Die kinders het geweet as die Bobbejane afkom by die berg, moet hulle binne die huis bly. Witboy maak sy oë toe, as die herinneringe van daai dag deur hom vloei of dit gister was. Klein Dreef het sy boetie op sy rug gedra en met hom perdjie gespeel soos baie ander dae. Hoe moes die kind die Bobbejaan mannetjie met sy afpoot sien agter die astromme? Hy het geskrik en gehardloop. Die Bobbejaan het hom van agter bestorm en klein Tielman van sy rug afgepluk. Dreef het die Bobbejaan met klip aangeval en soos die duiwel geskreeu. Dit was net bloed orals. Jy het nie geweet of dit die Bobbejaan, Tielman of Dreef sin was nie. Teen die tyd wat Delphine en Alfonso by hul gekom het die Bobbejaan een kant gelê met sy een oog wat uithang, tande wat gevlek was met bloed en jy kon net geroggel hoor. Delphine se geskreeu het weergalm in die berge. Daar was doodse stille, so of tot die natuur uitskok ook stil geword het. Dreef het met sy ken op sy bors gesit voor klein Tielman. Bloed was orals oor hom. Daar was nie traan nie. Hy het opgestaan en na Alfonso gekyk. Pa, dis al wat hy gefluister het. Hy het omgedraai en sonder woord weggestap. 2 jaar later was hy terug, maar dit was nie meer die slim, voorbeeldige Dreef nie. Sy gesig was hard, die tik het sy merk gelos. Merk op sy wenkbrau het vir almal gesê hy was lid van die Kiang. Delphine was nooit weer dieselfde nie. Alfonso het probeer, maar hy is sterk besig om die stryd te verloor. Dis nou elke Sondag se ding wat Delphine moleste kom maak by die Chinese keffie oorkant die kerk. Hy het al gewonder hoekom sy nie liewers by Indraf keffie gaan moleste maak nie, maar altyd hier. Hy kyk op na die hemel en dit slaan hom soos vuis in die maag. Delphine, wil jy nie saam met my instap by die kerk nie? Pastoor, hy wag vir jou. Delphine het haar kop opgeruk, daar het iets in haar oë geblink. Ek kan nie, nee Witboy, ek is vars. Die pastoor, nee die Here, hy sal my straf as ek so by sy huis ingaan. Witboy help haar op en loop stadig met haar na die kerk se deur toe, waar pastoor Johan vir hulle staan en dophou. Pastoor Johan glimlag breed en knik sy kop vir Witboy. Witboy staan terug en glimlag. Delphine en die pastoor verdwyn in die kerk in. Broer Witboy glimlag breed en sit sy hande in sy broeksakke, toe hy wegloop met lied in sy hart. Dankie onse Vader dat jy so groot is, jou vallei se genesing het begin. Daar was nog nie weer moleste by die Chinese keffie nie. Skollies en gangsters en tik is nog daar. Die rooi dag sal ook nog altyd bly, maar die genesing vorder stadig maar verseker en dalk eendag sal alles oorwin word. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.